Ons Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir die voorreg dat ons na U toe kan kom met al ons probleme. Here, U het vanoggend al die probleme gehoor, mense wat siek is, kanker en allerlei probleme. Here, U is die enigste een wat 'n oplossing daarvoor het. En ons vra dat U baie naby aan elke persoon sal wees. Seën ons op nou in die res van hierdie dag, mag ons 'n geseënde dag hê. En maak ons verstande helder dat ons elke woord wat gesê word kan opneem. En U kan dink wat U vir ons wil doen en vir ons wil sê. Vergewe Here ons tekortkominge en lei ons nou in hierdie dag is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons Hemelse Here, ons kom vanoggend hier om saam te wees en saam te getuig oor die goedheid van God vir ons en in ons lewens. En ons wil net vir U dankie sê, Here, vir 'n pragtige Sabbat waar ons bymekaar kan kom tot eer van U naam. Here, dat ons U naam sal groot maak. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vir ons skriflesing wil ek U nooi, die van u wat die Bybels hier het of die fone, Bybel op die foon, te gaan na Johannes hoofstuk 3. Johannes hoofstuk 3. En ek lees daarso vers 1 van Johannes 3 wat sê, daar was 'n man uit die geleerdere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. En dan wil ek net afspring na vers 5 toe. Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie uit water en uit gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binne gaan nie. En dan vers 10 wat sê, en Jesus antwoord hom. Want hy vra vir Jesus 'n paar vrae en ons gaan net 'n bietjie daaroor gesels. En Jesus het hom geantwoord, jy is die leermeester van Israel en jy begryp nie hierdie dinge nie. En dis die vraag wat Jesus hom vra. Mag die Here ons seën terwyl ons 'n bietjie praat oor hierdie pragtige hoofstuk vanoggend. Ons sê welkom aan elkeen van u hier by ons erediens vanoggend. En kom ons sing hartlik saam van lied nommer 162. Kan jy mooi sien van hier af 162, ja. Ons sal almal vra wat kan kniel, ons sal met ons te kniel vir die hoofgebed. Onse Vader in die hemel, ons prys u naam vanoggend. Want Here, u is getrou, u is regverdig. U is die skepper, maar u is ook die herskepper. En ons vra Here dat u Gees sal stuur en dat u ons sal herskep en ons gereed sal maak vir u koms. Ons vra Here dat u met al ons kinders en jong mense sal wees, ons jeug. Ons weet dat die duiwel probeer sy beste om hulle weg te trek uit u kerk uit. Ons vra dat u naby aan hulle sal wees, dat u engele hulle sal oppas en beskerm. Ons dink ook so, Here, aan ons ouer mense en hulle wat siek is, dat u met elke een van hulle sal wees. Ja, ons het vanoggend ook baie versoeke gehad en ons vra dat u ook sal dink aan daardie versoeke en veral vir die wat siek is. Liewe Vader, ons bid vir Holemore. Ons bid ook aan die projek wat ons besig is met die boeke wat ons uitdeel. En ons vra Here dat u engele daardie boeke onder die aandag van die mense sal bring, dat hulle dit nie net sal neersit nie. En dat u Heilige Gees in hulle harte sal praat, dat hulle dit sal lees. Vader, stuur u Gees en help hulle, want hulle het u hulp nodig. Ons sê vir u dankie, Here, vir al u beloftes in u woord. En ons bid vanoggend vir die Robert wat vir ons die boodskap gaan bring.
Ons vra dat U naby aan hom sal wees en dat U deur hom sal praat tot ons. Ons vra dat U ons verstande ook helder sal maak, dat ons sal opneem dit wat U vir ons sê. Ons bid so vir ons wêreldkerk. Vra dat U sal wees oral waar dit nodig is, Here. U is in beheer en ons sê vir U dankie daarvoor. Ons bid ook so, Here, vir U kinders wat daar in die oorlog getuisterde gebiede is. Ons vra dat U naby aan hulle sal wees en dat U hulle sal oppas en beskerm. Seën ons nou so vir die res van hierdie diens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons hemelse Vader, weer sê ons vir U dankie dat ons nog het om te kan gee vir U werk. Ons bid dat U dit sal seën oral waar dit gaan. En ons vra dit in Jesus naam. Amen. Goed om weer hier by U te wees vanoggend. En ek het gewonder wat is nie 'n preek nie. Vandag gaan ons net 'n bietjie kyk na 'n hoofstuk in die Bybel, Johannes hoofstuk 3 van vers 1 tot 21. En ons gaan net 'n bietjie praat oor die dinge wat so swaar op my hart lê. So wonder ek nou, wat se titel sal ek nou gee? Ek dink miskien moet ek sê, Nikodemus, wat se sokkies het jy aan? As die Here Jesus nou vir Nikodemus gekyk het en gesê, wat se sokkies het jy? En dit kom maar uit 'n verhaaltjie in my lewe. Dit was ek in 1967. Lang terug, né? 1967. Was so 15 jaar oud, seker daar rond. Weet nie of my wiskunde reg is nie, maar toe maar wat. En die van u wat nou in daai jare geleef het, sal weet. Daar was 'n paar dinge vanaand daar op die oosrand. En ek glo op die wesrand ook. Op die hele Witwatersrand. Franse mense moes 'n paar dinge gedoen het in daai jare. Jy moes 'n lemoentjie bo op jou aerial gehad het. Ja, daai lemoentjies wat jy gekoop het met die orange juice in. En as hy nou afgesny is en jy het nou al die orange juice uitgedrink, dan sit jy nou daai lemoentjie bo op jou aerial. Dit was een van die dinge. Die ander ding natuurlik vir 'n 15-jarige jong seun is dat jy moet kerk toe gaan met 'n paar swart bell-bottoms. Ja. Dit was jou kerkklere gewees, was bell-bottoms. En saam met dit, en hier kom die sokkie storie in. Wat se kleur sokkies moet jy aan hê? Wit sokkies. Wit sokkies met die pikswart bell-bottom broek. En ek kom die dag in die kerk, en nou moet julle onthou, ek is 15 jaar oud. My stem het al gebreek. Ek is op daai ouderdom dat ek alles weet. Ek is op daai ouderdom dat as jy deur die deur loop, dan draai jy skuins, dat jou skouers nou nie moet die kusyn kap nie. Jy weet, jy daai swing van jou wat jy so deur die deur. En ek kom die oggend in die kerk in. Sy's lankal oorlede en ek glo regtig nie iemand gaan haar ken nie, en al ken jy haar, as jy haar dalk ken, dan gaan jy net glimlag. Atie, ek weet nie. Martie miskien. Daar sit 'n tannie altyd in die
Die ou Springskerkie was klein geweest. Dit was eintlik vroeër jare 'n lemoensaal of iets geweest waar hulle 'n pakhuis, jy weet, maar nie ek kan ook nie onthou wat die detail was nie. Maar jy het net 'n ingangsportaaltjie gehad. Hy was nou, jy weet, hierdie banke, hierdie skoolstoele wat jy die 3 in 'n ry het, wat jy so afklap. Die hout banke daar so een rytjie daar staan. So daar kon 3 mense in die foyer sit in die ingangsportaal. En dis nou waar die lawaaiige babatjies ook maar moes wees, want dan kan die ma vinnig uitgaan. Maar daar het tannie gesit, tannie Lion. Sy het vreeslik gesweet. Het altyd met 'n ventjie gesit en met 'n sakdoekie. Maar sy het 'n kierie gehad. 'n Kromsteelkierie. En ek kom die dag ingestap, die Sabbat. En sy hak my so hier op die bobeen, bo kan die knie, met daai kierie. En sy sê vir my, "Wat dink jy gaan jy?" Ek sê vir haar, "Ek gaan in kerk toe." Sy pluk daai kierie so, sy sê vir my, "Uit met daai sokkies. Uit met daai sokkies." En jy weet, wanneer mens 15 jaar oud is en jy's so slim en jou stem het al gebreek en jy kan al in elk geval motor bestuur en allerhande ander goed doen, draai ek om. In daai jare het mens mos nou nie jou kar gesluit nie. Ek draai om en ek gaan klim in my pa se kar en ek sit daarso. Hy was die ouderling, dis Frans so vanoggend aan diens. En hy het seker vir die hele uur of wat daar gesit en wonder waar sy seun is. En intussen het sy seun besluit, hy sal nooit weer sy voete in daai kerk sit. Want 'n paar jaar vroeër was daar 'n kwaai tannie, en die storie dink ek ken julle al. In daai selfde kerk. En dit was nie lekker om sabbatskool toe te gaan. Sy was ons sabbatskoolonderwyser. En al wat ons gehoor het is dit wat die Here nie van hou. Sit stil. Jesus hou nie van kinders wat so woel. Jy weet, en daai tipe ding en daai tipe ding. So teen hierdie tyd. Ja, toe is dit cut off time. En ek gaan sit in die kar en ek besluit ek sal my voete nooit weer in die Adventiste kerk sit nie. My pa het gekom en gevra waar was ek, toe ons nou huis toe ry en ek vertel hom toe die storie. Sê man, wil jy nou regtig sou dan die lyn ernstig opneem. En hy het my seker die hele dag het hy maar salf aangesmeer. 'n Wyse man en 'n wyse ouer. En die volgende Sabbat het ek toe nou maar weer kerk gegaan. Want toe is die seer nou al darm bietjie beter. En ek kom nie naby dit dan nie. En ek het nog steeds my swart broek en my wit sokkies. Maar kom by die sydeur in, daar agter die orgel en ek gaan sit. En so het dit gegaan. En so is dit met ons. Ons word groot met die gedagte van 'n beloning. As jy sekere dinge doen, dan sal sekere dinge plaas. Doen dit en dit lei daartoe. As jy nie jou kos eet nie, gaan jy nie pudding kry nie. Finies en klaar. En jy weet daar's twyfel vir pudding. Eet jy maar.
Dis die een dogtertjie eendag, ons is op Helderberg en haar ouers, haar pa kom teologie swat, maar hulle is net gedoop. Jy weet, en dit vind mens baie keer dat as mense gedoop word op 'n volwasse ouderdom, dan kry jy dikwels dat die man sal wil gaan teologie doen. En onder andere eet hulle die dag by ons het langs mekaar gebly. En wat is die dogtertjie se naam, Janine gewees, dink ek. Ja. En Tessie vra vir haar, sy was klein gewees. En Tessie vra vir haar of sy nog bietjie kos wil hê. Sy sê yes, of that and that. En Tessie wys na die gluten. Sy sê, do you want some of this? Sy sê, I can't eat that chewing gum. Jy weet, ons eet maar die chewing gum, maar uit die mond van die suiweling kom die waarheid. I can't eat that chewing gum. Right, as jy nie jou chewing gum gaan eet nie, kry jy nie pudding nie. So eenvoudig soos dit. En so gaan ons deur die lewe. En ons leer dat as ons nie stil sit in die Sabbatskool nie, dan het Jesus ons nie lief nie. En as ons nie dit doen nie, dan gaan dit gebeur. En as jy nie dit doen nie. En ek is jare later het ek nou self 'n predikant geword. Op daardie stadium, as iemand vir my gesê het jy gaan eendag 'n predikant word, sou ek gesê het ons kan 'n heildronk daarop instel. So min is die kans dat ek ooit eendag 'n predikant sal word. Maar ek kry 'n oproep van 'n jong man. En hy praat met my en hy sê vir my, en hy's in daai selfde tyd van twyfel. En hy sê vir my, moet hy dit doen en dit doen en dit doen en dit doen en dit. Ons het 'n lang gesprek gehad, seker 'n halfuur of 'n 3/4 uur. En ek wens ek kan onthou wie dit was. En wat hy gevra het en wat ek gesê het, want dan wil ek hom nou vandag kontak en vir hom sê, hoorie, ek vra verskriklik jammer oor my antwoord. Want my antwoorde was basies maar ja. Jy weet, dit word van jou verwag. Word van jou verwag om, soos ons sê, toe the line. Sekere dinge moet gedoen word. Hy het opgehou kerk toe kom. En jy weet, die predikant dink maar net, wel man, moet. As jy nie kan doen wat reg is nie, dan sit dit maar jou saak. Vandag sal ek vir hom sê, dit is verskriklik jammer. Want dit was eintlik 'n leuen. Ek sit 'n jaar of 2 later, sit ek in 'n werkersvergadering, nakampvergadering. En die persoon wat ons spreker was 'n man met die naam Jack Sequeira. En Jack Sequeira, Gerald Jack Sequeira, gee vir ons toe vir 3 dae 'n studie op Romeine. Nou is ek daarom al amper 40 jaar oud. As ek nie al 40 was nie. En vir die eerste keer in my lewe verstaan en hoor ek die evangelie. Die goeie nuus van vergifnis in Jesus Christus. Teologie geswat, predikant gewees. Nooit verstaan nie. Nooit die ding raak gesien nie. Ons werk deur daai boek Romeine. Elke dag. Hoofstuk vir hoofstuk.
saam met ons heel voor, die wat hom sal onthou sal weet, sit daar 'n ou ronde koppie. Kaalkop, oomie. Dr. J.J.B. Kombrink. Of Oom Kotie, soos ek hom geken het, want ek en hy was saam in 'n distrik in Klerksdorp. So ons het mekaar redelik goed leer ken. En hy sit daar so, afgetree. En Jack Sequeira begin praat en hy praat eerste dag, tweede dag, derde dag. Oom Kotie is doodstil. En ek sit en dink, Sequeira, wag maar. Hierdie oom. Hy gaan jou vastrek. En op die laaste dag, so uur voor ete, toe is hy klaar. En dit was 'n donderdag. En hy staan daar, hy sê, does anybody have any questions? En daar's verskeie mense wat opgestaan het, predikante wat sê, nou, jy weet, dis hoe ek het verstaan, dis hoe ek het verstaan. En so kwart uur voor ons klaarmaak met die hele ding, staan daai oomie op, net so kromvingertjie. En hy gaan staan so voor Jack Sequeira. En hy sê vir hom, are you telling me? En hy sit sy dinge uiteenheid oor hoe hy verlossing verstaan. Hy sê, are you telling me that this is wrong? En Jack Sequeira, wat 'n goeie man met kommunikasie is, jy weet mos jy luister wat iemand sê, en dan herhaal jy aan hulle, het ek reg gehoor dat jy dit en dit en dit en dit gesê het. En Jack Sequeira volg die metode. Sê vir hom, het ek reg gehoor dat jy sê dit en dit en dit en dit. Ja, sê die ou. Hy sê, het ek reg gehoor dat jy vra my, did I have it wrong? Ja, sê die ou. Jack Sequeira kyk hom so, hy sê vir hom, I'm sorry to tell you, but you had it wrong. Weet nie of hy geweet het met wie hy praat nie. Jy weet, Dr. J.J.B. Kombrink. Maar daai dokter Kombrink staan voor hom. En hy was al oud, dit was 3 maande voor sy begrafnis. Ek was op sy begrafnis. 3 maande voor hy oorlede. En verskoon my Frans, ek wil nou net so kom. Daai oometjie staan met sy rug na ons toe. En hy kyk hier na leraar Jack Sequeira, wat nou net deur die boek Romeine en geregtigheid deur geloof aangebied het. Soos Paulus dit geken het. En toe alles klaar is, toe draai hy om, hy is nie meer baie stabiel nie. En hy draai om en hy kyk na ons met daai vingertjie. En hy sê, well, brethren, it's time to change. En vir die eerste keer in sy hele bediening verstaan hy geregtigheid deur geloof. En hy draai om. En hy sê vir ons, is tyd om te verander. Tyd om te verander. Daar was 'n man uit die geleedere van die Fariseërs met die naam Nikodemus. 'n Leier van die Jode, sê die Bybel vir ons. En hy het in die nag na Jesus gekom. Nou,
As 'n mens nou kyk wat word gesê oor die storie in die nag, dan is daar nou baie opinies. Daaroor. Party sê dit het te doen met die hele boek van Johannes waar lig en duisternis teenoor mekaar gehou word. En ja, dit kan seker so wees, want as ons kyk wat sê Jesus vir hom in vers 20, dan sê hy vir hom, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Ek lees uit die 2020 vertaling. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. So, dit kan wees dat dit die lig-duister tema is, wat Johannes nou voorhou, maar dis Jesus se woorde. In sy gesprek met Nikodemus, en die Bybel sê, hy kom na hom toe in die nag. Vir my is dit meer redelik, dat die Bybel sê, dat hy is 'n fariseer nommer 1. Sy naam is Nikodemus. Nommer 2, hy is 'n leier van die Jode. Hierdie Nikodemus is dokter Nikodemus. Hy lei teoloog op. Saam met Gamaliel sit hulle aan hierdie leermeesters se voete. Nou kom hy en hy sê, hy het in die nag na Jesus gegaan en vir hom gesê, Rabbi. Hallo? Hy noem hom leraar. Hy's 'n leraar en hy kom na 'n ander leraar toe, wat ongeskool is, wat nooit na die rabbynse skool toe gegaan het nie, en hy noem hom leraar. As ek nou maar ons taal kan gebruik. Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is, wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig, wat u verrig, as God nie met hom is nie. Daar's iets omtrent u, wat nie sin maak. En ek wat Nikodemus het, moet nou nederig na u toe kom met 'n paar vrae. So gaan hy nou regtig deur die dag. Hy wat die leermeester is, gaan nou na een toe wat nie erken word as 'n leermeester nie. En hy wil vir hom 'n paar vrae vra. So ek glo dat dit werklik die rede is hoekom hy in die nag gegaan. Sommige dinge, en jy weet, jy het nou nog in hierdie Tweede Tempel tydperk, het jy nog hierdie eer spel. En hy verwag eintlik, want sy intree tot Jesus is presies volgens kultuur. Wat doen hy? Hy sommer nou net klein Afrikaans. Hy kom met die kwas en hy smeer 'n bietjie heuning om sy mond. Want dit was hoe jy dit doen. Dis nou nog seker so, as jy 'n spesiale spreker het, en jy stel hom voor, wat doen jy? Jy prys die goeie dinge wat hy gedoen het. Jy sê hy het daar gestudeer en hy het dit gedoen en hy het dit gedoen en hy het dit vermag, en ons is geëer vandag om hom as ons spreker te hê. En dan kom hy op en hy sê, I want to thank my dignified and wise friend Bertie Denison for the introduction. Jy sien hierdie, ek sê ietsie goed oor jou, jy sê ietsie goed oor my. Maar dit gebeur nie hier nie. Jesus is op die man af. Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, of in die nuwe vertaling sê dit nou, amen, amen. Ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie,
kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dit is interessant. Jesus sê vir hom, jy kan die koninkryk van God nie sien nie. Sien is om 'n observasie te maak, om iets te kan sien. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens weergebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. Nou, verstaan mooi dat die kwessie van wedergeboorte was nie onbekend aan Nikodemus nie. Geensins nie. Die Jode in daardie tyd was bekend met die term wedergebore. Hulle het gepraat van as hulle 'n proseliet, is dit die woord wat mens gebruik? Nee, proselitisering. Ja, as hulle 'n proseliet kry, iemand wat nie 'n Jood is nie, wat graag wil 'n Jood word. Wat graag Jahwe wil aanbid. Dan het hulle gepraat van hom as 'n baba wat wedergebore word. Dis 'n bekende term gewees. Maar dis 'n term wat gebruik word van iemand wat nie 'n uitverkore van God is nie. Wat nie deel van die volk is nie. Wat dan kom as 'n wedergebore baba. Want dan word hy 'n Jood. Dan aanbid hy Jahwe. Maar met wie praat Jesus hierso? Hy praat nie met 'n proseliet nie. Hy praat nie met iemand wat veronderstel is om dan weer gebore te word nie. Hy praat met iemand wat 'n Jood is, wat deel is van die uitverkore volk. Nie net dit nie, hy's 'n leermeester, nie net dit nie, hy is ook 'n Fariseer. Hoe op aarde vertel jy vir 'n Fariseer jy moet weer gebore word? Dis absurd. Dit maak nie sin nie. En daarom ons weet nie hoekom Nikodemus die antwoord, party mense sê hy was sarkasties. Ek weet nie of hy was nie. Hy was so opregte mens gewees. Dat hy verstaan dood eenvoudig. Want hoe kan hierdie Jesus van Nasaret vir hom wat 'n Fariseer is, wat 'n Jood is, wat 'n uitverkore is, sê hy moet weergebore word? Daai term behoort nie by hom nie. Dit behoort by iemand wat inkom van buite af. Ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Okay. So hier is nou iets, jy kan hom nie sien nie. Jy kan hom nie jy kan dit nie eintlik waarneem nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan dit dan 'n mens wees? En so gaan dit aan. Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie uit die water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan. Hier's nou 'n verdere tree. Dis nou nie net waarneem nie. Dis deel word. Wat uit die vlees gebore is vlees en wat uit die gees gebore is gees. Nou dit is tipies van die gesprekvoering in die boek Johannes. Daar 2 vlakke in die boek Johannes regdeur, jy kan dit maar lees. Jy weet, Jesus kom by die Samaritaanse vrou by die put en hy vra vir haar vir water. En jy ken die debat, jy weet, jy kan nie met my praat, jy's 'n Jood, ek is 'n Samaritaan. Hy gaan na die tweede vlak toe, hy sê, as jy geweet het, dan sê jy my gevra het vir lewende water. En sy spring weer na die ander vlak toe, sy sê, jy het nie eers 'n ding om mee te skep nie, hoe gaan jy vir my lewende water? So hierdie gesprekvoering wat plaasvind in die hele boek Johannes is baie interessant.
wat plaas en dis deel daarvan hierso ook. En nou kom die sleutelteks. Hierop vra Nikodemus vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus het hom geantwoord, jy is die leermeester van Israel en jy begryp hierdie dinge nie? Jy is Nikodemus? En wil jy my sê, jy verstaan nie wat ek vir jou sê nie? Waarvoor ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar, en nou verander die gesprek. Want wie is Nikodemus? Wie verteenwoordig? Wie is die wat na hom toe kom? Dit sê hy is 'n owerste van die Jode, of 'n leier van die Jode. Nou sê Jesus vir hom, as ek julle van die aardse dinge vertel, en julle glo nie, hoe sal julle dan glo, as ek julle van die hemelse dinge vertel? Nou kom hy na Nikodemus toe, en hy sê vir hom, Nikodemus, dis nie net jy nie, dis almal wat na jou luister. Dis almal wat jy verteenwoordig as 'n leier. Dis julle die uitverkore volk. Dis julle. En niemand het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die seun van die mens. Nou kom Jesus. Nikodemus kom na hom toe, hy sê vir hom, jy moet van die Here af wees, jy moet van God af wees, want niemand kan hierdie dinge doen wat jy doen, as hy nie van God is. Nou kom Jesus en hy begin dit identifiseer. Nou ek het regtig nie die tyd om nou in Daniël te gaan kyk na die konsep seun van die mens, maar hulle het presies geweet as iemand verwys na die seun. En niemand het in die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die seun van die mens. Jesus sê eintlik vir Nikodemus hier, ek is Messias. Ek is seun van die mens. Dit wat Daniël van gepraat het as 'n identifikasie van my, ek eien dit aan my toe. En nou kom hy. En dis eintlik waar my klem wil hê vanoggend. En hy sê vir hom, en net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Ek het weer lees. Julle gehoor, gaan nie oor Nikodemus se sokkies nie. Nikodemus kom uit 'n agtergrond van wetsgehoorsaamheid en moenie 'n fout maak nie. Ons maak altyd klein die Fariseërs. Ons kyk snedig na hulle. Nee, hulle was opregte, lieflike, dierbare mense. Daar was verskillende groepe van Fariseërs. En hulle het respek onder mekaar gehad. Daar's 'n groep wat genoem was die bloeiende Fariseërs. Wie het al gehoor van die bloeiende Fariseërs? Die bloeiende Fariseërs was so versigtig om nie te kyk na 'n vrou en dalk hulle gedagtes te laat gaan nie. Dat hulle altyd net op die grond gekyk het en daarom was hulle genoem wat 'n lopendinge vas. En hulle was bekend as die bloeiende Fariseërs. En daar was ontsettende ag vir hulle. Opregte. Jy het eintlik gewens jy kon soos hulle wees as jy 'n Fariseer was. Dat jy werklik alles van die wêreld op sy kan skep. So dis hierdie mense. Dis mense wat opreg probeer het, wat gesmag het na redding. Maar dit het gelê in wat se sokkies jy dra. En hoe jy jouself gedra. En wat jy doen
en wat jy nie doen nie. En dit het dan bepaal waar jy staan voor God. En net soos die seun en net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Nikodemus was 'n leermeester uit die Ou Testament. Dis al wat hy gehad het, die Torah. So het hy hierdie stuk uit Numeri geken, net so, uit sy kop. Die volk was dwars gewees. Die volk het opgekyk, hulle het hulle vertroue in God totaal verloor. Hulle wil teruggaan Egipte toe. Hulle wil teruggaan slawerny toe. En die slange, wat seker maar altyd daar was, begin hulle pik. En as jy daai gedeelte, ek dink is Numeri 21, lees, dan sal jy lees dat hulle het na Moses toe gekom en gesê, vra vir die Here, wat moet ons doen met hierdie slange? So hulle soek nou 'n teegif. Hulle verwag nou dat Moses vir hulle moet sê, die Here het vir my gesê, daar's 'n bossie wat onder die klippe groei. Julle moet daai bossie vat en julle moet hom stikkend kap en julle moet dit opsit op 'n pleistertjie of goeie adventiste remedie. Vat die hout en brand dit, laat dit charcoal word en dan sit julle 'n charcoal poultice op daardie slangbyt. Want hulle verwag 'n werk om die gevete. En die Here kom na Moses toe en hy sê vir hom, maak 'n slang. Sit hom op 'n stok. En laat die wat kyk glo dat hulle genees sal word. En die Bybel sê vir ons dit was so. Dit was. Nou kom hy, Jesus, en hy sê vir Nikodemus, onthou jy daarsteeds? Onthou jy dat daar nie 'n teegif was nie. Daar was net een antwoord. Kyk na die slang. Nikodemus, daar was net een ding gewees. Jy moet geloof hê dat ek, die seun van die mens, verhoog sal word. En wanneer ek verhoog word, kom ons lees dit. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Nikodemus nie nou net doodgaan van 'n slangbyt nie, maar dat jy die ewige lewe sal. Hier is die antwoord. Want so lief, en nou kom die teks wat ons agterop motors sien en op oral reg oor die wêreld. Johannes 3 vers 16. Waar daar Christene is, daar sal u Johannes 3 vers 16 vind. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun of sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dis die konteks van daai pragtige teks. Nikodemus, verstaan jy? Verstaan jy dat dit iets anders is as wat jy weet? Verstaan jy dat dit tyd is om te draai en die ander fariseërs te kyk en te sê, it's time to change. It's time to change. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Dis taal wat Nikodemus nie verstaan. Hy het net veroordeel. Hy het net geweet dat as hy in die kerk inloop met sy wit sokkies aan, moet hy uit.
As hy die leraar bel en vra, leraar, moet ek dit en dit en dit en dit om getrou aan Jesus te wees, en die leraar sê ja. Al wat Nikodemus het. Nou kom die Here, hy sê wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie, of in die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel. En nou kom Jesus en hy sê, die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad, bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word. Nou kom Jesus en hy sê vir hom, ek is. En soveel woorde, ek is die lig van die wêreld. Ek gaan verhoog word, soos daardie slang. En Nikodemus, as jy nie kan opkyk na my nie, dan as jy verloor. Ek ken die storie verder. Ek dink Nikodemus van huis toe. En hy stuur vir sy goeie vriend, sy konfidant, die een wat dink soos hy dink, stuur hy 'n WhatsApp. En hy sê vir hom, Josef, jy moet my dringend kom sien. En Josef van Arimatea stuur vir hom 'n WhatsApp terug en sê, geef my net 10 minute. Moet net gou my vrou eers badkamer toe vat. Julle sal weet. En die Bybel sê vir ons by die kruisiging van Jesus dat Josef van Arimatea was 'n stille een wat geglo het in Jesus. Maar hy het gebly as 'n Fariseer met die hoop dat hy hulle kon beïnvloed. Ons moenie wegskram. Ons moenie wegskram van funksies in die groter wêreld. Josef van Arimatea sê, die Bybel sê vir ons dat hy en Nikodemus beide het probeer. Ellen White sê vir ons dat hulle juis uitgesluit was van daai laaste vergadering, omdat die Fariseërs geweet het dat as hulle daar is, dan gaan hulle nie kan regkry. Daai twee manne sal opstaan vir Jesus. Daarom is dit gedoen in hulle afwesigheid. Maar hulle het gebly daar tot hulle kon opkyk en sien dat hy verhoog word. Daarna toe maak hulle dit openbaar, beide van hulle, dat hulle volgelinge van Jesus. En die Bybel sê vir ons dat daar was baie daarna priesters wat gekom het, 3000 mense op een dag gedoop of Jesus aanvaar as hulle saligmaker en verlosser. Ek sluit af met Paulus en hoe Paulus dit sien. En ons gaan moenie worry nie, ons gaan die Romeine in sy totaal hier behandel nie, want julle gaan 3 dae moet sit. Maar Romeine 9 vers 30 sê, wat sal ons dan sê? Dat die heidene die geregtigheid wat hulle nie nagejaag het nie, verkry het, naamlik die regverdiging deur die geloof. Paulus is nou besig met hierdie debat nog steeds oor die Jode en die heidene.
Terwyl Israel wat geregtigheid deur die wet nagejaag het, die eis van die wet nie kon nakom nie. So Paulus sê, wil ons dan sê dat die heidene wat hierdie geregtigheid deur geloof aanvaar en die Jode wat dit najaag en dit tog nie kon nakom nie. Waarom nie? Omdat hulle dit nie op grond van geloof wou verkry nie, maar op grond van hulle dade. Hulle het oor die struikelblok gestruikel. Soos daar geskryf staan, kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, waaroor 'n mens kan struikel. Ja, 'n rots wat jou kan laat val. Maar wie in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. En dan gaan hy aan in vers 9 van hoofstuk 10 en hy sê, want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons en word ons regverdig verklaar. Hallo? Met die hart glo ons en word ons regverdig verklaar. Met die mond bely ons en ons word so verlos. Die mond is die getuienis van ons verlossing. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. En ek sluit nou af net met finaal die een teks wat ons nie altyd wel daar baie debat oor is en ek wil nie in die teologie ingaan nie, maar hoekom het Jesus dan nou die hele kwessie van Jesus vereenselwig hom nou met die slang? Ja. 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 21. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Ek sluit af. En ek sê vir Nicodemus, 30, gaan nie oor jou sokkies. Dit gaan oor of jy genoeg glo en vertrou dat Jesus jou verlos. Amen. Ons hemelse Here, ons dankie vir die liefde van Jesus. Here, gee dat ons dit nie sal vergeet nie. Ons leef in 'n tyd nou, net in hierdie afgelope maand, waar ons soveel vir mense kan sê oor wat besig is om te gebeur. Ons kan soveel sê oor waar die wêreld staan op hierdie oomblik. Maar gee Here dat ons altyd eers vir mense sal vertel wie Jesus is. In U naam. Amen.